Nou ja, dit bring ons by ons volgende item, inflasie. Het jy al gehoor van die term stagflasie? Chris Weemeyer help ons in hierdie reeks om duidelikheid te kry oor terme en konsepte met betrekking tot finansiële beplanning en belegging wat soms verkeerd verstaan word. Chris, wat presies beteken hierdie baie belangrike terme? Amelia, hierdie terme is baie belangrik vir 'n belegger, want aan die einde van die dag gaan dit oor die waarde van hulle belegging en hoe die terme die belegging beïnvloed. Kortliks beteken inflasie dat dit algemene en volgehoue stygings in die pryse van goedere en dienste is. Die tweede definisie, wat volgens meeste ekonome eintlik maar net 'n spieelbeeld van die eerste is dat inflasie 'n afname in die koopkrag van geld is. Nou deflasie aan die ander kant gebeur hoofsaaklik wanneer pryse daal as gevolg van 'n afname in geldvoorraad of krediet en dan ook as gevolg van 'n afname in persoonlike of beleggingsspandering. Nou 'n voorbeeld van deflasie sal veroorsaak dat verbruikers aankope van diergoedere soos motors uitstel omdat die pryse laer sal wees in die toekoms. In so 'n omgewing sal heelwat vervaardigers hulle deure moet sluit of afskaal omdat die vraag vir hulle produkte afneem. Sentrale banke probeer hulle uiterste beste om deflasie te keer om dalings in pryse te voorkom. Die impak van inflasie op jou portefeulje hang van jou verskillende bateklasse in jou portefeulje af. As jy net in aandele belê, sal inflasie jou nie te veel pla nie, want oor die langer termyn sal maatskappye se omset en winste styg met min of meer dieselfde tempo as inflasie. Indien jy tans in die geldmark jou fondse belê, sal die opbrengste laer wees as die huidige inflasiekoers wat baie negatief is en die waarde van jou belegging negatief beïnvloed. Nou stagflasie gebeur wanneer die ekonomie nie groei nie, maar pryse wel. 'n Voorbeeld was in die 1970s toe die olie- en energiepryse buite verhouding gestyg het en inflasie reg oor die wêreld tot gevolg gehad het. Dankie Chris.